Goeiemôre. Jy luister na die 44ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is om op weg te wees. Ons praat oor die oop uitnodiging om dieper te leef. 'n Mens sou die fout kon maak om te dink dat die weg vanaf oppervlakkige insig na diepgaande begrip 'n kort u-draai behels. Met ander woorde, in 'n oomblik van tyd beweeg jy van oppervlakkige lewe of oppervlakkige insig na diepgaande insig en begrip oor die lewe. Ek is nie seker dat dit so vinnig gebeur nie. Aan die ander kant sou 'n mens verwag dat insig en diepte outomaties saam met die tyd verhoog. Hoe ouer jy word, hoe meer neem dit toe. Maar ook dit is nie noodwendig die geval nie. Dink nou oor jou hele lewe heen. Wie is daar van wie jy kan sê dat hulle werklik wyse mense is? Altyd wys. 'n Voorbeeld van die tipe mens waaroor ons hier praat, diep, deurdag, bewus. Ek dink my prentjie van iemand wat wys is en wat 'n diep lewe leef, was vroeër een van iemand wat gearriveer het. Maar is dit werklik so? Neem nou die verhaal van Nikodemus, 'n verhaal waaruit ons die begrip wedergeboorte ontvang het. Baie gelaaide begrip in die Christelike teologie. Vermoedelik aanvaar die meeste mense dat wedergeboorte 'n oombliklike gebeurtenis is. Maar die verhaal van Nikodemus leer dat dit nie altyd nie, verseker nie in sy geval, 'n oombliklike gebeurtenis was nie. Net om dit duidelik te stel, die woord wedergeboorte kom juis uit die gesprek tussen Jesus en Nikodemus in Johannes 3. Dit is dus die plek waar ons die oorsprong van die begrip moet gaan soek en die oorspronklike betekenis. In Grieks is die begrip genethe anothen, 'n dubbelsinnige woorde wat beide weergebore of van bo gebore kan beteken. Kan of beteken om weergebore te word of van bo gebore te word. In die lig van Johannes 1 vers 12 tot 13 is dit duidelik dat Jesus hier eerder verwys na die gebeurtenis waar iemand uit God gebore moet word, met alles wat daardie frase beteken, enorme gelaaide begrippe, soos dit altyd in Johannes is. Vir Nikodemus, en ek vermoed vir die meeste van ons, is daardie nie 'n onmiddellike afgehandelde gebeurtenis nie. Wag net 'n oomblik voordat jy van my verskil of selfs van my kwaad word. Onthou, wanneer dit kom by die Bybel en Bybelse begrippe, moet ons luister wat die skrywer vir ons daaroor sê, nie wat die teologie oor 'n paar honderd jare daarvan gemaak het nie, want dit is nie altyd dieselfde nie. Wedergeboorte of 'n van bo geboorte het nie onmiddellik in Nikodemus se lewe gebeur nie. In Johannes 3 kom hy in die nag na Jesus toe. Die tyd ontbreek om die volle simboliek daarvan vanoggend te ontsluit. Maar as jy die storie volg, dan sien jy die prentjie in jou gedagtes van hierdie belangrike Joodse leier wat in die nag na Jesus toe kom. In Johannes 7 gee hy 'n tree uit die donker, die lig in, wanneer hy Jesus verdedig voor die leiderpriesters en fariseërs. Dit was 'n besondere waaghalsige ding om te doen. Lees maar self die atmosfeer waarin dit geskied in Johannes 7. En dan vertel Johannes vir ons in hoofstuk 19, nadat Jesus gekruisig is, die volgende: Nikodemus, wat voorheen gedurende die nag na Jesus gegaan het ook gekom en 'n mengsel van ongeveer 100 litra mirre en adelhout gebring. Nikodemus was een van die mees bevoorregte mense destyds, onder die 5% rykste mense in die samelewing, met hoë status en posisie, iemand wat hoë agting geniet het. Wat laat hom na Jesus toe kom in die nag?
Die nag het dubbele betekenis, soos dit altyd in Johannes se vertellings is. Hy kom in die nag om nie uitgevang te word deur die Joodse leiers nie. Hulle sou hom as 'n verraaier brandmerk en hy sou 'n baie duur prys daarvoor betaal. Maar die donker is simbolies van sy innerlike wêreld. Wat dit was, kan ons nie presies sê nie, maar ons weet dit. Ons ken dit. Ons vermoë tot wysheid en diepgang in hierdie lewe is direk afhanklik van ons verhouding met God. Wat ek vanmôre probeer uitwys, is dat daar nie plek is vir geestelike hoogmoed in hierdie lewe nie. My boodskap die laaste paar oggende het nie die bedoeling om te sê party mense is diep en ander is oppervlakkig nie. Hoor mooi. Dit is nie dat party mense diep en ander oppervlakkig is nie, maar wel oppervlakkigheid bo diepte verkies. Dis net makliker. Dit is ons default mode. So swaartekrag alles terugtrek aarde toe wat ons wil hê moet opgaan, hemel toe. So is dit klaarblyklik met die mense soeke na sin en betekenis en pogings om met werklike diepte en wysheid en insig te leef. Ek sê weer, daar is geen plek vir geestelike hoogmoed nie. Die een wat staan moet oppas dat hy nie val nie, maan Paulus die Korintiërs. Een oomblik was Petrus op die kruin van sy geestelike reis. En die volgende oomblik staan hy ontmasker as 'n godloenaar. Dit is taai om dit te hoor. In die Markus Evangelie vind ons 'n interessante narratief, dat die oomblik toe Jesus aankondig dat hy gaan ly, het dit die triomfantelike drome van die disippels aan skerwe gelaat, want hulle het 'n triomf evangelie verwag, dat Jesus moes kom en die wêreldse mense, sy vyande net kom verslaan, soos in die tyd van die koninkryk van Dawid en ander. Die evangelie van Jesus Christus vertel nie die verhaal van mense wat 'n lineêre, geleidelike, elke dag beter as gister reis onderneem nie. Net die reis saam met die Here kom te midde van vreugdevolle groei en diep uitdagings. Selfs die gevoel dat jy soms teruggeruk word. Jy wonder, hoe was my geloof dan eens so sterk? Maar dan byt jy vas, groei, is seker. En dan kom daar weer die vertwyfeling en die verwarring. Jy byt vas, beer voort, bemoedig ander, bid, smeek, groei in diepte en vertroue. Maar dan volg lyding, dalk spyt. En so is die reis van geloof. Ek onthou my studentedominee se woorde 25 jaar gelede soos gister. Tieners, moenie twyfel met ongeloof verwar nie. Ek het in die verwagting geleef dat as ek teologie gaan studeer, dan gaan my geloof so sterk word, ek meen ondeurdringbaar. En toe ek die eerste keer twyfel ervaar, het ek gedink, dis verby met my. Dis verby met my geloof. Die teenoorstaande van geloof is nie twyfel nie, maar ongeloof. Filippense sal dit self sterker sê. Die teenoorgestelde van geloof is nie ongeloof nie, maar veragting van God. Sien, ons moenie beloftes maak wat die Bybel nie gemaak het nie. Dis beloftes wat ons nooit kan hou nie. En as ek sê ons, verwys ek nou na die kerk, na alle gelowiges. Die lewe van 'n gelowige, in die soektog na diepte en wysheid, na sin en betekenis, is nie 'n egalige pad, met 'n stelselmatig opgaande kurwe nie. Die pad van 'n gelowige is gevul met verwarring, selfs vertwyfeling en diep worsteling. Maar as juist dit, juist daar is die vrugbare grond, waar ons geloof verdiep, en ons wysheid en ons insig daarmee saam. Die wysheid, die insig en die diepte wat ons langs die pad opgedoen het, gaan nie weg nie. Ons verloor dit nie langs die pad nie, dink nie so nie. Maar wat wel gebeur is, daar kom nuwe omstandighede, 'n nuwe lewensfase, nuwe gebeurtenisse. En wanneer dit op ons pad kom,
dan konfronteer nuwe uitdagings ons. Dit bring my terug na die begin van my oordeenking toe. Ek dink nie dat daar dwaase mense en wyse mense is nie. Ek dink nie jy word so gebore nie. Maar ek dink daar is wel mense wat kies om oppervlakkig en dwaas te leef, en mense wat kies om met wysheid en insig en met diepte te leef. En dit val my op dat daardie keuse elke dag voor ons staan. Die goeie nuus is dat waar die winde van die lewe, die storms, ons in ons jonger dae baie makliker kon rondruk en ons lewens kon ontspoor, dink ek tog dat met meer ervaring en dieper insig dit nou moeiliker gebeur. Ek vind dit die meeste so by die bejaardes. Nie almal nie, maar by baie bejaardes wat ek ken. As jy by hulle gaan sit en praat, is daar 'n begrip en 'n diepgang en 'n insig op die lewe, wat jy net kan indrink soos iemand wat dors is. Iemand wat bely, ek het toe wilde storms gewoed het, diep onder vaste rots gevind. Ons gebed kom juis vanoggend uit Lied 501. Kom ons bid saam. Ek het toe wilde storms gewoed het, diep onder vaste rots gevind. Die woord wat my van ramp behoed het, God is my Vader, ek sy kind. My anker is daar vasgemaak. Ek glo, niks sal dit los laat raak. Die vastigheid het die getroue, my heiland, met sy dood gelê. Ek is Gods kind, en in vertroue kan ek dit glo, sal ek dit sê. Al kom daar onweerswolke aan, die woord is vas, die rots bly staan. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.